u van die kansel vrymoedigheid neem om te sê, soos u woord sê, ek neem elke bose gees, elke gedagte, gevangen in die naam van Jesus Christus. En sê, julle het vanoggend geen reg in hierdie erediens nie, om mense se harte en se ore toe te maak nie. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Susan, jy kan maar kom. Ek het vir Susan uitdruklik gesê, die getuienis mag nie so lank soos die preek wees nie. Agter jou. Susan, voor jy begin ontspan, wees rustig, hoor. Voor sy praat, weet julle wat, nee, ons almal lag, nee, maar so baie keer soos wat dit vir my, hoe sal ek sê, senitergend is om by 'n vreemde plek te preek, soos dit vir ons almal, as ons nie gewoond is om hier voor te staan nie. Susan, dis vir jou, kan maar praat, hoor. Okay, as kind het ek in 'n huis groot geword waar sonnaskool en kerk toe gaan 'n verpligting was, en alhoewel ek nie veel van daai jare onthou en die nut in dit gesien het op daai stadium in my lewe nie, het ek gedink, waarvoor gaan ek? En mense onthou altyd die slegte dinge wat met jou gebeur en nooit die goeie dinge nie. En in 1990 het ek belydenis van geloof afgelê en nog steeds het ek gedink, ja, waarvoor is dit? En hoekom het ek dit doen? Miskien was dit soos matriekjaar van die skool, dat ek nou klaar is met kerk en aan kan gaan, maar nooit besef wat die betekenis daarachter is nie. Maar in Augustus 2018 het ek my hart vir die Here gegee en dinge het verander. Die lewe het begin sin maak vir my en ek besef waaroor alles die hele tyd gegaan het, wat die Here vir wie ek moes doen in die lewe en my visie vir die lewe was. Daar het wel wonderwerke in my lewe gebeur en soms het ek gedink, waaroor getuig mens? Wat sê jy en wat moet jy doen om te kan getuig? En die Here het met my gepraat en dis ook maar ek vandag hier staan. Want daar het soveel dinge gebeur en met my ma se siekte en die skielike terugslag het ek besef hoe kosbaar en belangrik dit is. En daai dinge in die verlede met my gebeur, wat ek moes verwerp het, en die dag toe ek bely en regmaak met die Here het, alles net nuut geword in my. In 2003 is André gebore, en alhoewel hy nie 'n sagte plek op sy kop gehad het nie, en hy operasie moes ondergaan het die dokters na 'n week vir ons gesê dat hy hartversaking het, en op 'n klein babietjie van 3 maande oud, om dit te hoor, is vir 'n moeder hartfrustrerend. So wat doen jy, en wat gaan deur jou gedagtes op daardie oomblik? Ek het gebid, en ons het baie mense gevra om te bid vir hom, want die dokters het vir ons gesê, dat is niks wat hulle vir hom kan doen nie. Sy hart het gaan staan, en hy was aan 'n ventilator gekoppel. En daai tyd was dit, asof ek nog nie reg was met die Here nie. En tog het ek die vrymoedigheid gehad om te vra om hom gesond te maak. En in 'n week na dit is die ventilator afgesit en hy het 100% saaf asem gehaal en hy's huis toe. Tot vandag toe was daar nog nie weer teken van enige hartversaking by hom gewees nie. En net te bewys dat die Here ingegryp het toe die mense opgegee het God oorgeneem. En September 2018 het André weer siek geword en hy's weer hospitaal toe en alhoewel ons gedink het is sy hart, was dit nie sy hart nie, maar sy longe. So dit was 'n skok vir ons om te weet dat sy longe ook nou aangetast is. En weer eens het ons gebid en ons het die gemeente gevra om te bid. En weer eens het die Here hom aangeraak en gesond gemaak. So tweede wonderwerk het gebeur in sy lewe. En so het dit gekom dat ek verlede jaar saam met iemand na kerk toe was wat
ek nie aanvanklik gedink het ons gaan kerk toe nie, anders sou ek nie in die eerste plek gegaan het nie. En daar gekom het ek hierdie snaakste gevoel gekry toe ek by die kerk instap, want dit was net nie vir my asof dit die kerk was nie. Alhoewel hulle gesing het en die Here geloof en prys het, was dit net anders. En hierdie persoon wat voorgestaan het, sy baadjie uitgetrek en gesê, nee, nou gaan hy baie siele wen. En ek het gewonder, okay, wat gaan hy nou doen? Want hy gaan seker op bid en vir die mense sê wat hy wil sê. En ons het uit by die mense omgegaan en begin oor hulle blaas. En hulle soos domino's begin val. Een na die ander een. En hy het na my toe gekom en ek het bly sit. En hy het olie op my kop gesmeer en geblaas. En ek het my hande gevou en ek het net vir hom gekyk. En hy het omgedraai en gevra, hoekom is ek bang vir hom? En ek het gesê, ek het nie rede om bang te wees vir hom nie, want hoekom moet ek bang wees vir hom? En hy sê vir my, ja, hoekom vou ek my arms, want ek keer dat die Heilige Gees by my ingaan. En ek dink toe by myself, maar hy is mos nou klaar binne my, want hoekom moet hy nog inkom? En so het hy omgedraai en geloop, en hy het 'n tweede keer na my toe gekom, en hy het weer olie op my kop gesmeer, en hy het weer geblaas, en nog steeds het ek gesit. En toe hy derde keer na my toe kom, toe sê hy vir my, ja, vra hy my 'n vraag, maar voor ek het kon antwoord, toe antwoord hom sommer vir my, wat natuurlik die verkeerde antwoord was. En ek sê toe vir hom, ja, hy moet maar terug gaan en sy bril gaan opsit en weer kyk, want hy kan nie mooi sien nie, want hy sien verkeerd, want dis nie wat ek sien nie. En hy het weer geloop, en die vierde keer toe ons nou opstaan om uit te loop, toe keer hy my in die gang vas. En hy sê al klaar vir sy mense om agter my te kom staan en my te vang, want ek gaan nou omval. Maar ek voel toe letterlik hoe hulle my agter toe trek, dat ek moet val, en hy vee olie aan sy hande, en smeer dit op my kop, en hy blaas weer oor my gesig. En op daai oomblik het ek net krag van bo gekry, want ek staan in hierdie vreemde kerk voor vreemde mense, en ek sê vir hom, die duiwel in hom, die Here in my is sterker as die duiwel in hom. En op daai oomblik moes ek dit seker nie gesê het nie, want hy het so kwaad geword dat hy my vasgegryp het om my kop en daar in tale begin praat het, en toe hy draai om en hy loop, en ek kon nie vinnig genoeg in die kerk uitgekom het nie, want ek weet vandag, as ek nie my hart vir die Here gegee het en reg gemaak het nie, sou ek nie daai dag kon opstaan en my sê gesê het vir al die mense nie. Dankie. Susan, ek dink ek kan dit bysê by jou getuienis. Ek het die pad wat ek saam met Susan en Rian en Zander, hulle wou gehad het, Zander moes belydenis van geloof afgelê het. En die dag toe sy haar hart vir die Here gee, aan die studeerkamer. Toe kon ek die transformasie sien plaasgevind deur die loop van die tyd in haar lewe. En die laaste stukkie wat sy vertel het, wys net die gees van onderskeiding wat die Here vir haar gegee het. In die midde van die tyd waarin ons leef, waar daar baie dwalinge is. Maar vanoggend gaan ek aan oor die tema, die hel. Vir die van julle wat nou nie was nie, ek gaan nie laas Sondag se boodskap aanraak nie, maar ons gaan meer spesifiek uit die woord uit praat. En dit is dalk om vir mense wat dalk nie sekerheid van saligheid het nie, om vir jou te sê, die tyd is daar, die genade tyd is daar om reg te maak. Solank as wat ek asemhaal, is genade tyd hierso. En die Here gee vir ons soveel genade. Maar ek het laas Sondag dieselfde teks gedeelte, en ek lees vanaf vers 4, en my hoofteks is vers 5. Aan julle my vriende sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê, vir wie julle moet bang wees, vir hom wat mag het, om na die dood in die hel te werp. Die ou vertaling sê, mag het om dood te maak. Met ander woorde, God besluit wanneer 'n mens sterf. Dit lê in die hande van God en in niemand anders nie. En God gebruik mense om dit te doen.
Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies vir 2 sent verkoop, tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is baie meer werd as baie mossies. Ek sê vir julle, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die seun van die mens hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy wat my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Elkeen wat teen die seun van die mens iets sê, kan vergewe word, maar hy wat teen die Heilige Gees laster, kan nie vergewe word. Dis die enigste sonde. Dis die enigste sonde in die Bybel wat onvergeefbaar is. Ons sal 'n bietjie later daaroor uitwy. Wanneer hulle julle voor sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle nie bekommer oor hoe of waarmee julle gaan verdedig, of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word. Julle weet, 'n mens, of iemand wat in die kerk groot geword het, kan valse sekerheid hê. 'n Mens kan jou lewe lank in 'n kerk groot word of godsdienstige ouers gehad het met valse sekerheid. En ek het al my getuienis baie vertel en ek was een van daardie mense gewees wat valse sekerheid gehad het. Wat God se Gees nodig in my lewe gehad het om my lewe om te keer. Of vir my te sê, nou het ek genoeg van jou gehad. Volgens se boodskap gaan ons verder kyk na die hel en wat God se woord leer van die hel. En as ek preek oor die hel, is dit om die werklikheid daarvan uit te lig, om dit in die lig te bring, en dan wil ek by sê dat dit 'n verskriklike plek is. En ek dink baie van julle gaan saam met my saamstem. Hoeveel van ons lees oor die hel, van die hel, dit wat in die skrif staan? Ons is baie keer lief as mense om hierdie boek te vat, en net sekere dele te lees. En ek het al by laas Sondag gesê, dat die hel die Here Jesus het meer oor die hel gepreek, as wat hy oor die hemel gepreek het. Gaan kyk dit in die skrif. Die Here Jesus het die mens meer attent gemaak op die hel, as wat hy die mens attent gemaak het op die hemel. Nou is daar ook verskillende verstande van die hel, en julle het seker al van hierdie dinge gehoor. Ons kry mense, en dis selfs moderne teoloë, of van die meer liberale teoloë, wat heeltemal aan die linkerkant van die afdraande pad sit. Ek sê dit nie veroordeel nie, maar ek sê vir julle, dit is die waarheid. Die teoloë wat mense verlei in die ewige verderf. Daar's mense wat glo, maar ek ervaar nou die hel hier op aarde. En ek kan eendag, dan gaan ek daarbo by die hemel wees. Die Here Jesus het self by monde gesê, breed is die weg wat lei na die ewige verderf, en die wat daarop ingaan, is baie smal is die pad wat lei na die hemel. Die wat dit vind, is min. Dis asof mense in hulle eie droomwêreld wil leef. Dalk nie kan dink dat hierdie liefdevolle, want ek hoor altyd, hy's 'n liefdevolle God. Terwyl Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Hoekom sal hierdie liefde God
nou so iets doen? Hoekom sal hy my pa of my ma of my boetie of my sussie of my vriend of wat ook al, hoekom sal hy hulle in die hel werp? Lukas 16 vers 9 tot 31 vertel die Here Jesus die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Die een is arm en die een is ryk, en ons kan dalk die indruk skep, want die Here Jesus het op 'n stadium vir sy disippels gesê, moeilik is dit vir 'n ryk man, nadat die ryk man na hom toe gekom het en hy wou nie sy besittings verkoop. Toe sê die Here Jesus, moeilik is dit vir 'n ryk man om in die hemel te gaan. Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die hemel te gaan. Sê hulle, maar wie kan dan gered word? Toe sê die Here Jesus vir hulle, moenie vrees nie, wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Nou dit kan dalk vir ons sê, ryk mense gaan hel toe en arme mense gaan hemel toe. Dalk het julle dit nie so gelees nie, dalk sê julle nie, maar ons verstaan dit nie so nie. Wat baie duidelik in hierdie verhaal na vore kom, is die werklikheid van die hel. En dat die wat in die hel is nie kan oorgaan na die hemel toe nie. Julle het al die gelykenis gelees van Lazarus en die ryk man wat vir Abraham gesê het, stuur net vir Lazarus, laat hy my tong kom afkoel, want dit is vreeslik hierso. Dus so gaan dit aan. Nog 'n werklikheid wat in hierdie verhaal is dat beide Lazarus en die ryk man het geweet van die skrifte en die profete. Die ryk man was nie onbekend met die skrifte gewees nie. Dis nog 'n werklikheid wat uit hierdie gelykenis na vore kom. 'n verdere vraag wat gevra moet word is, vir wie is die hel gemaak? 'n Mens kan ook verder vra, maar wie gaan eendag hel toe? En ek dink die skrif is nie onduidelik daarmee nie. Openbaring 20 vers 10 sê, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, want die dier en die valse profeet, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Verse 11 tot 14 in Openbaring 20 sê, word verder beskryf wie in hierdie poel van vuur gegooi word, wat ook die tweede dood genoem word. Ek weet nie wie van julle weet nie, maar 'n paar eeue gelede was daar 'n paus, ek kan nie sy naam onthou nie, het 'n ding uitgevaardig wat hulle die Vavuur genoem het en gesê het, jou geliefdes wat gesterf het, jy kan geld vir die kerk gee en dan kan jy bid vir hulle, want hulle is eers in hierdie eerste poel voor hulle oorgaan na die tweede poel toe. Vir julle is dit dalk vreemd, van julle het dit nog nooit gehoor nie, maar ek sê vir julle, in vandag se tyd, weet ek van mense wat nog steeds so glo, dat daar amper, wil ek sê, 'n tweede kans is wat mense het. In hierdie verhaal, in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus, en dan dink ek ook aan die kruis, waar die twee rowers aan beide kante van die Here Jesus gehang het, een het aan die regterkant, een het aan die linkerkant gehang, die een het hom gespot, die ander een het berou gekry, aan sy regterkant, en die ander een aangekla oor wat hy gedoen het, en gesê, hierdie man is skuldig, maar ons verdien nie dood, sê, Here, as u in die koninkryk kom, dink aan my, toe sê die Here Jesus vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So die werklikheid is dit, dat as ek hierdie lewe hier verlaat, dan gaan ek my oë of in die hel of in die hemel oopmaak. Nêrens in God se woord word die idee geskep dat jy 'n tweede kans het nie. Ons het wel kanse op aarde solank as wat ons leef. Het ons die kans, die geleentheid, die genade om my saak met God reg te maak.
Want ons weet die dood is finaal. Ek het dit al baie so by begrafnisse gesien, waar 'n geliefde van iemand weggeneem is, en dan sien jy die mense, dat hulle besef dat die dood so finaal is. Ek het een keer 'n videoklip gekyk van 'n Amerikaanse teoloog, wat 'n lang tou gevat het, en miskien het van julle dit al gesien, en hy het so 'n deeltjie van die tou, met 'n rooi typ omgedraai, en toe sê hy vir julle, sien julle hierdie gedeeltjie, dis jou lewe op aarde, sien julle hierdie res, dis die ewigheid, oneindig lank en ver. Openbaring 20 vers 10. Soos ek vroeër gesê het, wie gaan hel toe? Dan lees ons in die 10de vers, dan staan daar, hulle wie die duiwel, wie Satan verlei het, dan praat hy van die profeet en die dier, die profeet en die dier, wat in die poel van vuur gegooi word. Lees jy 'n paar verse terug in Openbaring 20, staan daar, Gog en Magog, is hulle wat opgestaan het teen die gesalfde van die Here. Vers 15. Op alle geslagte van toepassing. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van die vuur gegooi. Nie 'n naam op 'n assestaat nie. Die boek van die lewe, wat die lam van God eendag met die finale oordeelsdag gaan oopmaak, hulle wie se name in die boek van die lewe geskryf is. Daar's ook 'n vers wat sê, ek het jou naam op my handpalm gegraveer. Ek het dit nooit verstaan die dag toe ek tot bekering gekom, of die eerste keer toe God se Gees met my gewerk het, toe ek die boek van Wylo en Willie Maree gelees het, moet ek 'n dag of 'n datum hê, en God se Gees my sê, ek ken jou naam nie. Ek verstaan dit vandag. Elke kind van God wat gewas is in die bloed van die lam, het 'n naam, wat net die Vader ken. Die vraag is nou verder, en dit wat ons nog nie heeltemal of begin beantwoord het, vir wie is hierdie poel van vuur die hel gemaak? En nou kan ons ook vra, maar wie het hierdie poel van vuur gemaak? Openbaring 20 het vir ons baie duidelik die antwoord gegee. God self het die hel geskep vir Satan en vir sy engele, en dan lees ons verder, hulle wat in opstand gekom het teen die lam van God, en ons lees in vers 15, hulle wie se name in die boek van die lewe nie geskryf is nie. Die gevalle engele. Ek dink julle ken al, of ken dalk die geskiedenis, ons spreek nie oor Lucifer nie, maar Lucifer was 'n engel in die hemel gewees. Satan was 'n engel in die hemel gewees. Lucifer beteken engel van die lig. Ons lees dit in Esegiel, ons lees dit in die boek van Job. Eerste 2 hoofstukke. Waar Lucifer in die hoofsaal van die hemel gekom het en met God begin praat het, en toe vra die Here van my, het jy vir Job my diensknegt gesien? Lucifer is self 'n geskapene van God. En hierdie God het 'n hel geskep vir hom en vir sy engele en vir hulle wat hom verwerp het. En hulle wie se naam nie in die boek van die lewe geskryf staan nie. Beide in die Ou Testament en in die Nuwe Testament word op verskillende maniere verwys na die hel, die poel van vuur, of die doderyk, of die put, of die tweede dood. Daar's verskeie name wat die woord gebruik.
om die woord of die hel te beskryf. In die Hebreëse woord, en dis nogal baie interessant om op te let, is dat die Ou Testament meer na die doderyk verwys as wat daar in die Nuwe Testament na verwys word. En die Hebreëse woord wat in die Ou Testament gebruik word is Sheol. En hierdie woord word op verskeie maniere, soos ek julle al verduidelik het, hoe die taal werk, op verskeie maniere binne konteks gebruik. En hierdie woord Sheol beteken die doderyk, die graf, of die plek van die onsigbare staat. En ons stel dit baie mooi op, en ek dink is in Samuel, waar Saul al die dode besweders uit die land van Israel laat doodmaak het, en toe bly die heks van Endor, het agtergebly, en toe vermom Saul hom, en hy gaan na die vrou toe, en hy roep vir Samuel uit die doodheid op, om te weet wat hy moet maak. Want Samuel was Saul se regterhand, maar ons staan daar, en Saul het God verlaat. Dis hoekom God die koningskap van Saul afgeskeer het. Deuteronomium 32 vers 22 sê, want 'n vuur is aangesteek in my toren en het gebrand tot in die doderyk daaronder. 2 Samuel 22 vers 6 sê, bande van die doderyk het my omring, strikke van die dood het my teëgekom. Job 11 vers 8, hoogtes van die hemel is dit, wat kan jy doen, dieper as die doderyk, wat kan jy weet? Psalms kom dit baie voor. Psalm 16 vers 10, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Spreuke 5 vers 5, haar voete daal na die dood toe af, haar tree streef na die doderyk toe. Soos mense wat vir God verwerp. Jesaja 5 vers 14, daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat, en daarin sing die adel en hulle menigtes en hulle lydrigtigheid en diegene onder hulle wat uitgelate is. Sit ek in ding wat die Here Jesus gesê het, breed is die pad wat na die verderf lei, en die wat daarop ingaan is baie smal is die pad wat na die ewigheid lei, en die wat dit vind is min. Amos 9 vers 2, al dring hulle deur tot in die doderyk. Net so kry ons in die Nuwe Testament verskeie Griekse woorde wat hierdie plek beskryf. In die eerste woord is Gehenna, wat beteken die plek waar gestraf word. Matteus 5 vers 29, as jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Lukas 12 vers 5, dit het ons gelees, maar ek wys julle wie julle moet vrees. Vrees hom, nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Jakobus 3 vers 6 sê, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net soos 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aan die brand gesteek. Ek dink baie keer is ons kinders as van God meer nydig as mense in die wêreld met ons tong. Die Here Jesus vergelyk die mense tong ook soos 'n boot wat deur hierdie klein stuur aan die onderkant, ek kan nou nie onthou wat jy dit noem, gestuur word nie, soos die tong van 'n mens. En dis hoekom ek altyd sê, dis so belangrik om tyd te maak saam met die Here en sy woord, sodat ek hierdie tong onder beheer van God se Gees kan plaas. Nog 'n woord wat in die Grieks gebruik word, Tartarus, beteken die plek van bestraffing. 2 Petrus 2 vers 4 sê, want as God die engele wat gesondig het, en die engele waarvan Petrus hier praat, is die engele in die boek van Genesis, wat afgedaal het na die aarde en die mensevrou gesien het, gemeenskap gehad het met die mensevrou. En die reëse van die Enakite daaruit, of die reëse daaruit voorgekom. Gaan lees dit daarso.
Dis hierso waarvan Petrus hier praat. Nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Wat 'n oordeel? Die finale oordeel, wanneer Christus weer sal kom. Hulle word in bewaring daarvoor gehou. Hoekom? Want hulle was volmaakte wesens. Selfs soos Lucifer. Lucifer was volmaak gewees. Lucifer het hom een keer gesondig. En God het hom uitgegooi en 'n poel van vuur vir hom gemaak. Hades, ek dink baie van julle het al hierdie Griekse woord gehoor, die woonplek van die dooies, of ook die doderyk genoem. Lukas 16 vers 23, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Handelinge 2 vers 27 is interessant. Dit kom 'n paar plekke, kom die woord Hades voor in die boek van Handelinge. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Openbaring 1 vers 18, ek dink dis seker die boek in die Nuwe Testament, met die meeste na die poel van vuur of na die hel verwys. Openbaring 1 vers 18, en ek was dood en kyk, Christus Jesus is self hier aan die woord, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Daar is nog baie ander tekste in die Bybel waarna ons kan verwys, of wat ons kan aanhaal oor die hel, om die werklikheid daarvan by mense tuis te bring. Die feit wat deur God se woord geïllustreer word, is dat daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Die feit dat mense dit ontken, is 'n miskenning van die kruis. Die feit dat mense die hemel en die hel ontken, is 'n miskenning van die kruis. En is in my boeke gelykstaande aan godlastering. Want dis hoekom God gekom het. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. Lukas 19 vers 10 het ek ook al baie gesê, is 'n gunsteling vers. Die ou vertaling sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ek kan dalk vanoggend, omdat die boodskap gaan ook oor die hel, behalwe dat die seun ons gered het van ons verlorenheid, het hy ons ook kom red van hierdie ewige verderf. Hy het ons kom red van die poel van vuur. Hy het ons kom red van die ewige hel. Het ons as kinders van die Here al ooit daaroor so gedink? Hy het jou kom red uit genade van hierdie vreeslike plek. Christus het my deur sy bloed kom loskoop. Van die put van vuur, die poel van vuur. Romeine 3 vers 23, 6 vers 23, julle almal ken die vers al, so hoop ek. Sê almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Miskien het julle my dit al baie hoor sê. In Johannes 5 vers 11 tot 13 sê hy wat die seun het die lewe, hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. En ek wil jou vanoggend vra, daar waar jy sit, het jy die seun van God, of het jy nie die seun van God nie? Dis iets waarmee jy jouself, net jouself weet dit. Johannes 3, ons ken die gelykenis, of die gebeure in Johannes 3, Nikodemus, 'n bekende leraar in Israel, kom in die nag in die geheim na die Here Jesus toe. En die Here Jesus sê vir hom, voorwaar, as jy nie weergebore is, sal jy in die koninkryk van God nie beerf nie. Johannes 1 vers 12 ken ons almal. Handelinge 4 vers 12 sê, daar's
aan die mens geen naam gegee waardeur die mens gered kan word nie, Jesus Christus. Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het hy die reg gegee om kind van God te word. Handelinge 2, gelees die boodskap van Handelinge, daar staan, en die Here het daagliks mense by die gemeente gevoeg, wat gered is. Wat is fout vandag in ons kerk, dat mense nie meer gered word nie? Het dit nie nodig geword dat die kerk van die Here Jesus terugkeer na die boek Handelinge? Want dit was tog die eerste kerk gewees, dis tog waar die kerk se fondasie gelê is. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Julle het seker al baie gehoor wat, ek hoor selfs mense wat in kerke groot word, wat as jy oor 'n ander se geloof praat, ons kan nie so sê nie, ons kan nie dit nie, ons kan nie dat nie. Terwyl die Here Jesus sê, en hy beklemtoon dit, ek is die weg, die waarheid, die klem elke keer, die weg, die waarheid, die lewe. En ek wil vanoggend vir jou sê, in liefde, as jy sê jy is 'n kind van God, en jy stel ander godsdienste gelyk aan Christus, is jy besig met laster. Hoekom? Waarom was die kruis daar? Waarom het die kerk deur die eeue sendingwerk gedoen? Want Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Dis jou as kind van God se opdrag om dit na die heidene nasies toe uit te dra, hulle wat hom nie ken nie, hulle wat van ander gelowe is. Julle het seker al die gesegde gehoor, alle paaie lei na Rome, alle paaie lei nie na Rome nie. Ons leer dit in die Bybel, ons lees dit in ons belydenisskrifte. Ek wil graag vanmôre vir mense help, wat dalk vir die eerste keer ook gehoor die egtheid van die hel, of die egtheid van die boodskap daarvan, of die boodskap wat die Bybel wil bring. En ek wil kinders van die Here dit vra, as jou man, of jou vrou, of jou kinders, of jou vriend, of jou buurman, of wat ook al, op pad hel toe is, het jy hart vir hulle? Weet jy, wat 'n verskriklike plek is dit, wat God geskep het vir hulle wat hom verwerp? Lucifer het vir God verwerp, dis ook om God hom verwerp het. Ek het baie mense al hoor sê, en ek konfronteer baie mense, hospitale en strate, waar ek die plek het, konfronteer ek mense met hulle ewigheid. Dis baie interessant, die dag toe ek die Here Jesus vind, is dit een van die eerste dinge wat hy my hart geplaas het. Om mense te konfronteer met die evangelie. Dis 'n dringendheid in my, en ek kan nie daarvan ontslaa raak nie, ek kan nie daarvan af weghardloop nie. Dit brand soos 'n vuur in my. Ek het al baie mense hoor sê, en ek wil hê jy moet vanoggend dalk jouself hoor, as jy so iemand is. My ma was 'n Christen gewees. Ek het in 'n Christenhuis groot geword. Ek het ook al gehoor, hulle is goeie mense. Almal by 'n begrafnis is goeie mense. Jy sien op hoeveel grafte, hierdie was 'n goeie mens gewees. Allerhande terme wat mense gebruik, om die goedheid, of dalk is hulle bang, ek weet nie.
of dalk 'n vrees onderling. Ek vir julle sê, wie is ek? Ek is 'n sondaar, gered uit genade, dis wie ek is. Weet julle wie sit eendag, wie gaan julle eendag vind in die hemel? Nie goeie mense nie, julle gaan sondaars vind wat gered is uit genade, dis wie julle gaan vind. Nou is die vraag verder. Wie red? Is dit jou goeie lewe wat jy gelei het, want dit gebruik mense, of is jou pa en jou ma wat Christene was, is dit hulle wat jou red, of is dit die feit dat jy Bybel lees en bid, dit red jou? Hoor julle die leuen waaraan die duiwel 'n mens kan blootstel? Valse sekerheid. Ek het daardie valse sekerheid gehad, ek het in 'n pastorie groot geword, met beide ouers wat waarlik gered is. Ek het belydenis van geloof afgelê, weet julle, ek wil vir julle sê, 'n Christen pa en 'n Christen ma kan 'n middel wees wat God gebruik om jou tot geloof in hom uit te bring. Belydenis van geloof is 'n middel wat God kan gebruik om jou tot geloof in hom te bring. Die feit dat ek Bybel lees en bid is 'n middel wat God kan gebruik om jou tot geloof in hom te bring. Jy laster teen Christus en die kruis, as jy hierdie terme gebruik. Ek is 'n sondaar gered uit genade. En dit is ek dink nie is daar 'n woord wat kan beskryf hoe groot God se genade is nie. Ek kan sê vreeslike groot genade, ek dink nie eers dit kom daarby nie. Dis uit en uit 'n wonderwerk as God 'n mens red. En ek wil dit graag sê, want ek weet, en ek het dit nog onlangs toe nog in die gemeente gevind, toe ek met verlof was, my gehaas het na hospitale toe, en ek sê dit nie veroordelend nie, is om mense te help en te sê, wat is jou fondasie, waarop is jou fondasie gebou? Ek glo, dit staan ook in die Bybel, Romeine praat ook daarvan, Paulus skryf, deur geloof is julle gered, maar weet julle wat, ek wil vir julle iets onderskei. In geloof en aangeloof is nie dieselfde ding nie. Daar is baie mense wat aan God glo, maar nie in God glo nie. Jakobus sê, die duiwels glo ook, en hulle sidder. Die duiwels is bang vir God. God is liefde, dis feite. Maar dit wat Hebreërs 10 vers 31 sket, is jy aan die verkeerde kant van God staan, is dit vreeslik om in sy hande te val. Nou kom ons terug na ons teksgedeelte Lukas 12 vers 4 tot 12. Wat die Here Jesus sê, is dit vrees eerder die een wat die liggaam kan doodmaak en daarna die siel in die ewige hel kan gooi. Dis wie ons moet vrees. Nou lees ons verder daar in die latere verse in hierdie gedeelte wat sê, iets sonde wat teen die seun van God gelaster of gepleeg is, kan vergewe word. Ek kon moord gepleeg het. Dit kan vergewe word. Ek kon in verhoudings met ander vroue of mans gewees het, dit kan ook vergewe word. Ek kan met onheilige goed besig wees, dit kan ook vergewe word.
ek kon ander mense te nagekom het of sleg gepraat het van ander mense, dit kan ook vergewe word. Maar dan gaan die Here Jesus aan en hy sê, dit wat teen die gees van God gelaster was, dit kan nie vergewe word nie. En wat praat die woord hiervan? Wat is die laster teen die Heilige Gees? Onthou julle, Johannes 17. Die Here Jesus het gesê, na my sal die trooster kom. Christus is verheerlik en hy het opgevaar na die hemel en in sy plek het die Heilige Gees gekom en hy kom woning maak in sy kinders. Met ander woorde, nou woon hy in sy kind. Hy is vir altyd by jou as kind van God. Wat is die laster dan teen die Heilige Gees wat nie vergewe kan word nie? Dood eenvoudig die volgende. As jy nog nie tot bekering gekom het nie, laster jy. Want ons het 'n middelaar en 'n verlosser nodig. Ek wil jou 'n vraag vra. As ek Johan se geboorte bevraagteken, dan is ek mos 'n leienaar. Want Johan sit in lewende lywe hier voor ons. Hy is 'n getuie daarvan self dat hy gebore is as mens. Net so moet ek die getuienis in my hê dat ek tot geloof in die Here gekom het. Dat daar iewers iets in my lewe gebeur het. Dat ek hom aangeneem het as verlosser en saligmaker. Ek het die dag toe ek tot bekering gekom het, 12 of 11 November, toe ek op my knieë gegaan en die Here vir my gesê, Willie, jy is jou eie God. Toe verstaan en besef ek vir die eerste keer Johannes 16 vers 8 tot 11. En as hy kom is die Heilige Gees, sal hy die mens oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Almal is doemenswaardig. Almal wat in die kerk, almal wat buite die kerk sit. Almal is doemenswaardig voor God. Jy het nodig om tot geloof in Christus Jesus te kom. Want dis hoekom die kruis daar was, dis hoekom God 'n mens geword het, sodat jy tot geloof in hom kan kom, sodat jy tot bekering kan kom en dat jy die ewige verdoemenis kan vryspring. Dis hoekom God se Gees daar is, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid, sonde dat jy verlore is, geregtigheid, jy 'n middelaar nodig het, oordeel, dat jy die ewige oordeel sal vryspring. Nou, daar was 'n oom in Pretoria gewees, ek het hom na ander hand gelos. Gesê, Here, handel met hierdie man. Hy gesê, hoekom moet ek tot bekering kom? Ek glo. Ek wil julle vanoggend vra. As jy vanaand tot sterwe kom, gaan jy jou oë by die Here Jesus oopmaak? Of gaan jy jou oë in die hel oopmaak? Onthou die ryk man en Lazarus, beide het die profete in die skrifte gehad. Moenie valse sekerheid hê nie. Johannes 1 vers 13 sê, nie uit die wil van 'n mens of die begeerte wat ek het nie, maar deur die wedergeboorte. Dood eenvoudig, God se Gees kom en hy oortuig my. Romeine 10 vers 17 sê, deur die gehoor van die evangelie het julle tot geloof gekom. Met ander woorde, ons moet tot geloof kom. En dan wil ek verder sê, as jy hier so sit en jy het geloofsekerheid,
Hou jy die evangelie vir jouself? Of het jy hart vir mense wat enig vir die ewigheid hulle oë in die hel gaan oopmaak? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord, dat ons vanoggend die absolute werklikheid weer van die hel kon hoor, Here, in. Ek weet, daai tyd soos u my hart aangeraak het, so kan u ook mense se harte en se lewens aanraak. Maar ek weet ook, Here, dat u nodig het om ons, wat daardie geloofsekerheid het, wie die sekerheid het, dat my naam in die boek van die lewe geskryf is. Dat u hulle dalk weer wakker geskit het en wakker gemaak het en gesê, die skrif is aan die muur, die uur het gekom, die tyd wat jy op aarde het, gebruik dit nuttig binne God se koninkryk. Wat vir hulle wat verlore is, wat ernstig vir hulle, hou hulle vas, gesit by die Here se voete. Filippense sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Gee Here dat u daardie begeerte in u kinders se harte weer sal opwek. Hulle wie se naam in die boek van die lewe geskryf is. Here, hulle wat nie sekerheid het nie, Here, dat u sal werk in hulle harte en hulle lewens, dat u hulle nie sal los nie, dis my hartsgebed, totdat hulle sekerheid het, Here, want dit is dan vreeslik om uit te vind, as dit te laat is. In Jesus naam, amen.